Here dat U ons vanoggend hier saamgebring het. En ons maak aanspraak, Here, op die belofte waar 2 of 3 in die naam vergader, daar sal U ook wees. Here, ons het gekom en luister na U boodskap en ek vra, neem my weg en maak my maar net die instrument en mag U vanoggend spreek, want ons het gekom om te luister. Amen. Baie hartlik welkom vanoggend in die huis van die Here. Vanoggend se teksvers is 'n baie bekende gedeelte en ons vind dit in Matteus 5 vers 14 en dit is deel van die bergpredikasie van Jesus. En dit lees as volg. Julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Mag die Here sy woord seën vanoggend. Onse Vader wat in die hemel is, baie dankie vir hierdie lieflike Saterdag, dat ons nog in vryheid U kan aanbid in die naam loof en prys, en saam sing, en as gemeente net U teenwoordigheid geniet. Ons vra dat hierdie tieners offergawe wat ons ontneem, dat U dit sal seën, selfs hulle wat elektronies het inbetaal, dat U daai geld moet sal seën. Ons bid vir elkeen hier wat in die gemeente is, en ek wil vanoggend vir Rida en Priscilla en die gemeente bid hier vandag. Ook hulle wat nie kon opkom nie, dan Irina wat daar in haar kamer met bedweding wees, en die spesiaal met haar wees, seën haar, wees die engele,
teenwoordig wees, Joseph en Corrie, Nelien en David. Ons vra dat U nou met daarmee sal wees met die boodskap en U dit sal seën. In Jesus se naam. Amen. Welkom in die huis van die Here. Voel welkom vanoggend. En watter interessante week was dit nie gewees nie, maar vanoggend kan ons kom en die Here se naam groot maak. Baie dankie vir die sang. En ja, vanoggend wil ek graag met julle hierdie gedeelte deel. En ek vind op die nuusplatforms se afgelope ruk en op baie sosiale netwerke het hulle hoofopskrif gehad met die volgende hoofopskrif wat sê Earth Hour, famous landmarks plunged into darkness. Julle kan miskien net vir ons die prentjie opsit daar. En dan vra hulle, hoekom gaan die wêreld in donkerte? En die nuusberig gaan verder wat sê, landmarks across the world are set to go dark for an hour on Saturday to shed light on climate change. The annual hour event has grown into a global movement urging for climate action, but can it make a difference? So ek was nou self nie bekend met hierdie sogenaamde Earth Hour nie, en ek moes 'n bietjie gaan oplees wie of wat hulle is. Nou Earth Hour is 'n globale omgewingsbeweging wat deur die World Wide Fund of Nature georganiseer word. Julle kan dalk net die volgende prentjie opsit, dan weet julle wie hulle is. En daar is miljoene mense en besighede wat betrokke hierby is. En wat hulle doen is, hulle maak dat ikoniese landmerke soos die Eiffel Tower en Toring in Parys en die Big Ben in Londen in Engeland en die Sydney Opera House in Australië nie noodsaaklike ligte afskakel vir 'n uur en dan word hulle in duisternis gehul. Dit word gedoen om bewustheid te verhoog vir klimaatsverandering.
Dit het in 2007 begin en sedertdien word dit elke jaar gevier. Nou wat vir my interessant was is, dat volgens die Earth Hour beweging, sê hulle wanneer hulle die ligte afsit, verteenwoordig hierdie duisternis of donkerte, 'n pouse as 'n globale erkenning vir die sleg wat klimaatsverandering op die wêreld het. Hoe nadelig dit is vir die omgewing en die gevolg wat dit het op die biodiversiteit van die natuur. Nou ek is vanoggend nou nie 'n advokaat vir klimaatsverandering of vir Earth Hour nie, maar die simboliek wat hulle gebruik het om hulle bewusmaking veldtog bekend te maak, het so bietjie my aandag getrek. Nou van 'n Bybelse perspektief gebruik Paulus soortgelyke simboliek, met die uitsondering dat hy die duisternis koppel aan sonde en die magte wat direk daarmee te doen het. Julle kan saamblaai en die wat wil saam lees, Efesiërs 6 vanaf vers 12. Skryf Paulus vir ons die volgende: Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose magte van die lig. Met ander woorde wat Paulus vir die leser wil sê is, daar is iets agter die skerm wat aan die gang is of wat gebeur, wat baie meer ernstiger is net as klimaatsverandering. Of wat ook al die mens bekommerd maak in die 21ste eeu, het sy dit die oorlog wat daar ver aan die gang is. Die ekonomie wat begin taai raak, die vrese dat daar tekort is aan olie, of dalk nog dat die mense gaan sukkel om voedsel te produseer en dalk staar ons nog 'n hongersnood in die gesig. Maar in die regte lig beskou, het ons dan te doen met iets baie meer belangriker as hierdie. En of jy 'n gelowige is of nie, dit raak jou en my direk. Want kyk maar net na 'n paar van die nuushoofopskrifte die afgelope ruk, dan kan jy agterkom dat daar iets baie fout is met die wêreld van ons. En die nie so goeie nuus is dat hierdie stryd waarvan Paulus praat, die hele mensdom raak. En dit is vir hulle onvermydelik. En miskien besef die mensdom nie, daar is iets fout waarvan hulle geen benul het nie. En dit is juis hierdie geestelike stryd waarvan Paulus vir ons hier skryf in Efese. Ek het gaan kyk wat die gees van profesie sê, en ek lees vir ons 'n paar aanhalings, en die eerste kom uit Desire of Ages. The earth was dark through misapprehension of God, that the gloomy shadows might be lightened, that the world might be brought back to God. Satan's deceptive power was to be broken. This could not be done by force. The exercise of force is contrary to the principles of God's government. He desires only service of love. And love cannot be commanded, it cannot be won by force or authority. Only by love is it awakened. En dan skryf hy vir ons in Review and Herald, we are not to look upon the world as a playground, but as a battlefield. The great controversy is a reality, and we are either on the side of the Prince of Light or on the side of the Prince of Darkness. So om net te bevestig wat Ellen White vir ons geskryf het in die woord, wil ek vir ons 'n paar gedagtes bymekaar bring, net om perspektief vanoggend op hierdie onderwerp te plaas. En eerstens het ons hier te doen met 'n kosmiese slagveld. Openbaring 12 vanaf vers 7. En daar het oorlog in die hemel gekom. Michael en sy engel het oorlog gevoer teen die draak, en die draak en sy engel het oorlog gevoer. En hulle kon nie oorwin nie, en hulle plek was in die hemel nie meer te vind nie.
en die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word die duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei. Hy is neergewerp op die aarde en sy engele is saam met hom neergewerp. En wat in die hemel begin het, verskuif dan en speel verder hier op aarde uit. En ons mense word in hierdie stryd ingebore en feitelik kan ons nie daar uitkom nie, want die hele aarde het dan die middelpunt van hierdie konflik geword. As daar konflik is, beteken dit, en as daar 'n stryd is, beteken dit daar is 'n vyand. En daardie vyand is 'n proaktiewe vyand. Wat beteken dat die Satan wag nie vir iemand om die eerste skuif te maak nie, want sy planne is lank al reeds beplan en beraam. En Satan neem beheer en maak dinge gebeur, eerder as om op gebeure te wag en daarop te reageer. Die Satan se natuur is van so 'n aard dat hy altyd waaksaam is, meedoenloos planne maak en in plek het om God en die mensdom teë te staan. 1 Petrus 5 vers 8. Wees nugter en waaksaam, want die teenstander, of want julle teestander, die duiwel, loop rond soos 'n brandende leeu en soek wie hy kan verslind. En dan moet ons besef dat die mens is kwesbaar. Adam en Eva was perfek geskape. Hulle was in onskuld en heilig gewees, maar hulle was ook geskape met die kapasiteit om te kan kies. En omdat hulle die vryheid van morele keuse besit het, was hulle kwesbaar in die sin dat hulle kon kies om aan God ongehoorsaam te wees, alhoewel daar nog geen sonde in hulle gevind was nie. Aangesien hulle gesondig het, het die res van die mensdom dan daardie sondige natuur geërf, en dus kan die mensdom nie 'n neutrale stand inneem nie. Jy is of onder God se beskerm onderworpe, of aan die Satan se invloed. Romeine 5 vers 12. Daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld gekom het, en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. En dan is daar die doel. Die doel wat God vir die mens nog altyd gehad het, was karakterbou. God het die mens na sy beeld geskape en met daardie vermoë om te kan kies. Maar na die sondeval was die beeld van God geskend. Dus het die karakterbou van 'n natuurlike proses verander na 'n meer moeiliker stryd. Want vanaf sonde ingetree het, besit die mens nou 'n sondige natuur, wat maak dat hy of sy makliker die verkeerde ding doen. En dan is daar, soos die tyd aanbeweeg het, oor erflike sondes en gekweekte neigings en gewoontes wat deel van die mens geword het, wat dan ook karakterbou vermoeilik of selfs kan belemmer. Wat baie belangrik is dan vir die doel om karakter te bou, is die fokus nie dan om van hierdie stryd waarin die mens ingewikkel is, daarvan ontslae te raak nie, of daarvan te ontvlug nie. Dit is egter essensieel. Dit bepaal ook op die einde van die dag aan watter kant ons as mens gaan staan. En van altyd af is die wêreld besig om homself te polariseer. En vandag nog meer, of jy staan aan God se kant of aan die ander kant. En ons kan sien hoe hierdie skeiding al hoe meer duideliker raak. Daarom het Paulus vir ons verder baie goeie raad gegee in Efesiërs. En ons lees Efesiërs 6 vanaf vers 13. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat jy weerstand kan bied in die dag van onheil, nadat jy alles volbring het, staande kan bly. So ek is dan van die opinie vanoggend dat vanaf die mens gesondig het in die tuin van Eden,
dat daar 'n geestelike duisternis in die wêreld ingetree het. En 'n baie mooi vergelyking wat ek gevind het is, dat dit is soos 'n kragonderbreking waar die ligte onmiddellik af is. Maar gelukkig is daar nog 'n paar bystandligte wat nog skyn. En soos die kragonderbreking dan langer duur as wat verwag word, is dit moontlik dat daardie liggies ook nie meer sal skyn nie. En omdat ons dan aktiewe deelnemers in die groot stryd is, moet ons dalk 'n bietjie verder gaan hersiening doen. En die vraag vra dat as Adam en Eva gesondig het en hierdie sonde die duisternis te voortgebring het, wat is sonde dan? En ek glo elkeen sal daardie vraag kan beantwoord, want ons ken dit baie goed, soos dit vir ons opgeskryf is in 1 Johannes 3 vers 4. Elkeen wat die sonde doen ook die wetteloosheid, want die sonde is wetteloosheid. So die Bybel beskryf ook wetteloosheid nie net as daardie verkeerde daad nie, maar wetteloosheid is 'n fundamentele toestand van die mensehart. 'n Hart wat teen God gekant is. Dit beskryf 'n lewe wat buite God se wet en sy grense wil lewe. Hoekom het dit ontstaan? Wel, die gees van profesie, skryf Ellen White vir ons, dat ons geen rede vir die sonde kan bepaal nie. Dit is onmoontlik. Ons weet waarvan dit gekom het, maar die hoekom sal ons nie kan beantwoord nie. Sy skryf in Homeward Bound vir ons, "It is impossible to explain the origin of sin as to give a reason for its existence. Yet enough may be understood concerning both the origin and the final disposition of sin to make it fully manifest the justice and the benevolence of God in all his dealings with evil. Nothing is more plainly taught in Scripture than that God was in no wise responsible for the entrance of sin. That there was no arbitrary withdrawal of divine grace, no deficiency of divine government that gave occasion for the uprising of rebellion. Sin is an intruder for whose presence no reason can be given. It is mysterious and unaccountable. To excuse it is to defend it. Could a excuse for it be found or a cause be shown for its existence, it would cease to be sin. Our only definition of sin is that given in the Word of God, it is the transgression of the law, it is the outworking of a principle at war with the great law of love, which is the foundation of divine government. En immers is God se wet sy karakter. En om te sondig is dan om daardie karakter van God nie in jou lewe te wil hê nie. Die gevaar ook dan van sonde is dat dit nie staties of dormant is nie. Sonde in sy natuur is progressief. Dit groei baie vinniger en vorder vinniger as wat ons dink. En indien dit ongemerk gelaat word, ontwikkel dit na nog groter boosheid en verdorwenheid. Dis kan ons sê dat die duisternis van sonde met die tyd saam al hoe donkerder geword het. Want vandat Adam gesondig het, is die mensdom in 'n afwaartse spiraal na die afgrond. Want kort na die eerste sonde gepleeg is, of gepleeg word, is daar 'n moord gepleeg. En dan net 'n entjie verder in Genesis 6 lees ons dat sonde so volop geword het dat God dit nodig geag het om die mensdom te vernietig. Daarop volg die toring van Babel en dan Sodom en Gomorra en dan het ons die goue kalf episode om net 'n paar te noem. En dit kan 'n mens oorweldig laat voel as ons in die Ou Testament lees van hoe baie keer sonde die oorhand gekry het. En dan lyk dit baie negatief, is dit eintlik vir ons so beskryf om vir ons hoop te gee en ons nie te ontmoedig nie. En ek het nie genoeg detail vir daai nie, miskien is dit 'n boodskap vir 'n ander dag, maar in kort draai die Bybel nie doekies om wanneer dit by sonde kom nie. En dit wys vir ons hoe ernstig die sonde regtig is. En dit wat sonde voorbring
en wat die gevolge is van al daardie verkeerde keuses. Skeiding, pyn en lyding en hartseer en die dood. Daar is geen goeie ding in dit te vind nie, want duisternis is duisternis en daar is geen lig daarin te vind nie. Melanie, kom sit hier asseblief. Jesaja 5 vers 20. Jesaja 5 vers 20. Wie hulle wat sleg goed noem en wat goed sleg, wie hulle wat sleg goed noem en goed sleg, wat die duisternis lig maak en die lig duisternis, wat bitter soet maak en soet bitter. Maar die hoop wat die Bybel ons nog gegee het, nog al die jare is, en deur al die eeue, daar is 'n oorblyfsel. En ten spyte van al die verkeerde en slegte dinge, is daar 'n groep mense wat altyd kies om een kant te staan en nie deel te wil hê aan die verkeerde dinge nie. En baie kere is dit maar enkel persone wat bly staan in tye van groot donkerheid. En daar is wel baie bekende name in die Bybel, maar ek het toe 'n paar onbekendes gaan soek. En dit gaan ek vanoggend vir julle lees, want ons lees altyd van die bekende name in die Bybel. Maar daar is mense soos die naamlose slawe dogtertjie van Naaman se huis. Daar is mense soos Ehud en Jojada, Joseba en die dogters van Selofat. In die Nuwe Testament vind ons mense soos die disipel Ananias, en moet hom nie verwar met Ananias en Safira wat sonde gepleeg het nie. Hierdie is die disipel Ananias. Daar is mense soos Antipas en Tychicus en Anna die profetes. En as julle nie daai name ken nie, gaan lees hulle wel op, dan sal julle sien wat hulle vir die Here gedoen het. En dan moet ons ook besef dat God nog altyd 'n behaag gehad het vir sy skepping. God was nog nooit apaties teenoor sy skepping nie. God het dit nie net so gemaak en so gelaat staan nie, maar deur die eeue heen het God boodskappers gestuur, juis om sy volk te waarsku dat die weg wat hulle ingaan na die verderf lei. 'n baie interessante gedeelte vind ek in 2 Kronieke 36. En miskien is daardie gedeelte van Kronieke baie van toepassing op vandag se lewe. 2 Kronieke 36 vers 15 en vers 16. En die Here, die God van hulle vaders, het vroeg en laat na hulle gestuur deur die diens van sy boodskappers, want hy het medelee met sy volk en met sy woning gehad. Maar hulle het sy boodskappers van God uitgelag en sy woorde verag en met sy profete gespot, totdat die grimmigheid van die Here teen sy volk opgekom het, totdat daar geen genesing meer was nie. En dan eindig die Ou Testament boek, die Ou Testament met die boek Maleagi, wat ook dan die laaste profeet van die Ou Testament is. Hy, net soos baie ander voor hom, het 'n baie belangrike boodskap gehad, en dit was dat die Messias kom. En weer eens is daar 'n flikkering van hoop wat opgevlam het, want is net die Messias wat 'n einde aan hierdie duisternis kan maak. En ek lees graag vir julle daai profesie van Maleagi. Maleagi 3 vers 1. Kyk, ek stuur my boodskapper wat die weg voor my sal uitbaan. Dan sal skielik na sy tempel kom die Here na wie julle soek, naamlik die engel van die verbond, na wie julle 'n begeerte het. Kyk, hy kom, sê die Here van die leerskare.
Maar dan is daar 'n periode van 400 jaar se stilte tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament. En kan dit wees dat as gevolg van God se volk wat so gerebelleer het, dat God kies om stil te wees? Soos God baie keer stil is wanneer die mens dwaal. En al was God stil in daardie tyd en al is God stil, beteken nie dat God onaktief is nie. God was besig om die weg van die Messias voor te berei. En deel van hierdie profesie was vervul met Johannes die Doper, en hy kondig ook aan dat die lang verlosser sy verskyning gemaak. Maar dan sal hierdie profesie ook eintlik eers ten volle vervul word met Jesus se wederkoms. Die Bybel noem dat toe die volheid van tyd gekom het, is Jesus gebore, en al die profesieë van die Ou Testament moet vervul word, en die tyd is nou reg daarvoor. En die geboorte van Jesus was dan nie net 'n vreedsame toneel daar in Bethlehem nie, dit was 'n beslissende oorlogverklaring teen die magte van die duisternis. En dan in die groot stryddrama. Vir eeue het die vyand die mens onder 'n skaduwee van sonde en dood gehou. Maar met Jesus se koms moes die magte van die duisternis vlug, want hulle het geen ander keuse gehad nie. Johannes 1 vanaf vers 1. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God, en alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense. En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Daar was 'n man van God gestuur met wie se naam Johannes was, en hy het tot 'n getuienis gekom om van die lig te getuig, sodat almal deur hom sou glo. So die waaragtige lig was aan die kom in die wêreld, en die bediening van Jesus was gekenmerk om radikaal anders te wees as al die godsdienstleiers van sy tyd. Lig was besig om die bose op 'n praktiese wyse openbaar te maak, sodat die mense weer kan sien en kan kies of hulle in die lig wil staan of in die duisternis. Johannes 8 vers 12. Jesus het weer met hulle gespreek en gesê, ek is die lig van die wêreld, wie my volg sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. Maar soos ek ook deur die evangelies blaai en lees, vind ek 'n baie groot kontras in hierdie gebeure. Want net soos die groot lig wat gekom het om die magte van die duisternis te breek en die werke van die bose, het daar die einste werke van die bose oor tyd gewerk om die invloed van lig weer in donkerte te omskep. En so beweeg hierdie groot stryd drama na 'n beslissende keerpunt toe, want die duisternis is besig om sy klimaks te bereik. En dit is baie interessant as ons lees dat die fariseërs, juis op die Sabbat, begin planne beraam het om Jesus om die lewe te bring, aangesien Jesus baie keer op die Sabbat mense genees het. Dan is sekerlik die toppunt van alle duisternis, van alle tye, dat die mens sy skepper kruisig. Alhoewel die Satan in die agtergrond werk, het hierdie skynbare oorwinning van hom ontmasker vir wie en vir wat sy agenda is. Met Jesus se dood het die magte van die duisternis gehoop om hom ewig in die graf toe te sluit, sodat hy vir ewig in donkerte gehul sal wees. En selfs sy disippels vergeet dat hy gesê het, hy sal weer opstaan. Maar die feit dat die opstanding van Jesus wel gebeur het, is dit vir ons die seël en dit dra 'n waarborg, dat alles wat Jesus gedoen en gesê het op sy aardse bediening waar is. Hy het sy lewe vir die mens gegee en daardie offer is aanvaar deur sy Vader. Sonder dit sou die mensdom vir ewig verlore en in duisternis gewees het. Maar dit was die woorde van Jesus tydens sy aardse bediening wat so waardevol en gewigtig is en vandag nog steeds is. Dit het na sy dood en opstanding en sy hemelvaart
vir ons soveel meer en diepgaande betekenis gekry. Want dit is die opstanding van Jesus wat vir ons weer eens dien as 'n teken dat sy woorde waar is. Dit maak Jesus geloofwaardig. Nou hoe het dit vanoggend dan betrekking tot ons? Want Jesus het nie beoog dat sy boodskap net vir sy mense sou wees nie. Nee, hy het beoog dat sy boodskap verder as sy onmiddellike gehoor sou strek tydens sy aardse bediening. In die Great Commission van Matteus 28 gee Jesus dan aan sy disippels die opdrag om disippels te gaan maak van alle nasies. En hy het vir hulle spesifiek gesê om die nuwe volgelinge te leer en alles te onderhou wat Jesus beveel het tot aan die einde van tyd. Hierdie opdrag beteken dan dat Jesus se woorde, sy preke, sy instruksies tydens sy aardse bediening nie net tydelik van aard is nie, maar 'n ewige durende mandaat vir elke volgeling van hom. En so 'n gedeelte vind ek dan in die bergpredikasie, en dit is dan my boodskap wat ek vanoggend vir julle het, wat ons alreeds gelees het in Matteus 5 vers 14. Julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Dus word die volgelinge van Jesus geroep om 'n baken te wees in hierdie donker wêreld. Om uit te staan vir diegene wat dalk die pad byster geraak het. Vir die wat nie weet waar hulle heen gaan nie, om vir hulle rigting te gee. En ons is dus instrumente wat God gekies het om daardie taak te verrig. En net soos die son die voorwerpe op die aarde sigbaar maak, sodat mense hulle vorm, hulle natuur kan waarneem, hulle skoonhede en selfs hulle gebreke, word die volgelinge van Jesus sy ligdraers vir sy koninkryk. Johannes 12 vers 46. Ek het as 'n lig in die wêreld gekom, sodat elkeen wat in my glo, nie in die duisternis sou bly nie. Het jy dan al toegelaat dat Jesus se lig volkome in jou lewe inskyn? Dat sy lig elke aspek van jou lewe penetreer, tot daardie donkerste hoekie wat daar mag wees. Want God het sy kerk nodig om hierdie finale boodskap te kan gee aan hierdie wêreld wat in duisternis is. En dit op sigself is 'n saak van lewe en dood. En miskien brand my liggie dalk net te flou om dit te kan doen. Te flou om 'n verskil te maak. Te flou om daardie baken te wees wat dit moet wees. Dalk so flou dat mense rondom my nie eers notisie daarvan neem nie. En ons weet, ons het daardie belangrike boodskap wat ons die 3 engele boodskap noem. Ellen White skryf vir ons in Manuscript Releases volume 9, "The third angel's message is to be regarded as the highest importance. It is a life and death question." En ek weet ons ken dit baie goed, maar ek lees weer eens vir ons uit Openbaring 14, daardie belangrike boodskap ter afsluiting. Openbaring 14 vanaf vers 6, en ek het 'n ander engel in die middel van die lig sien vlieg met 'n ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan alle nasies, stamme, tale en volke. En hy het met 'n groot stem gesê: "Vrees God en gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom. En aanbid hom wat hemel en aarde en see en die waterfonteine gemaak het." En 'n ander engel het gevolg en gesê: Geval het Babylon, die groot stad, omdat sy al die nasies laat drink het van die wyn van haar grimmigheid, van haar roerery. En 'n derde het gevolg en met 'n groot stem gesê: As iemand die dier en sy beeld aanbid en 'n merk op sy voorhoof en op sy hand ontvang, sal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God, wat ongemeng ingeskink is in die beker van sy toorn, en hy sal gepynig word met vuur en swaal vir die heilige engele en voor die lam. So in 'n kort opsomming, net soos die hele woord van God,
is hierdie ook eenparig 'n Christus gesentreerde boodskap. Want die eerste engel wys ons daarop, aanbid Jesus. Die tweede engel waarsku en sê, verwerp al die valse godsdienststelsels wat Jesus in 'n wanvoorstel of in 'n verkeerde lig plaas. En derdens, en seker die mees belangrikste van almal, bly lojaal en getrou aan Jesus, juis in die finale toets wat kom, al is dit moeilik. En mag God dan sy kerk bemagtig, sodat ons hierdie boodskap kan uitdra na hierdie wêreld, sodat die werk klaar gemaak kan word en Jesus ons kan kom haal. En soos hy dan gesê het, julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Kom ons sluit ons diens af en ons sing saam van lied nommer 330. Let every lamp be burning. Let every lamp be burning bright, the darkest star is nearing, the darkest star of Earth's long night before the Lord's appearing. Then trim your lamps, my brethren dear, then trim your lamps with godly fear. The Master's coming, draw it near. Let every lamp be burning. Though thousands firmly slumber on the last great message burning, we'll rest our living faith upon His promise of returning. Then trim your lamps, my brethren dear, then trim your lamps with godly fear. The Master's coming, draw it near. Let every lamp be burning. His word our lamp, His truth our guide. We cannot be mistaken. Though dangers rise on every side, we shall not be forsaken. Then trim your lamps, my brethren dear, then trim your lamps with godly fear. The Master's coming, draw it near. Let every lamp be burning. Ons Vader wat woon in die hemel, Here, ons is dankbaar vir die woord wat soos 'n lamp is wat in 'n donker plek skyn. Here, mag dit opnuut in ons harte skyn, Here, in alle duisternis verwyder. Ons vra, Here, vir die nuwe week wat kom ook, dat U met elkeen sal wees, en ons geliefdes wat nie gekom het nie, Here, dat U ook daar waar hulle mag is, dat U ook hulle sal seën. As dit U wil is, Here, lei ons dan veilig deur die week, en bring ons weer volgende Sabbat by U huis bymekaar. Ons bid dit alles in Jesus naam. Amen.